Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols. Dit is vir my baie lekker om saam met julle te wees. Ek is hier in Oudtshoorn van NG Oudtshoorn Park. Net daar waar jy is vanoggend, mag die Here aan die woord kom en mag hy my ook as 'n stofmens gebruik om hierdie boodskap vanoggend vir jou oor te dra. Vriende, voel sommer baie welkom ook en mag jy nou ingestel word op dit wat uit die Here se woord uit na jou toe kom. Ek verklaar Jesus as my verlosser en saligmaker en dit is ook vanoggend so, laat ons uit die woord uit gaan lees en ook moet bid vir wysheid uit die woord en laat die woord ons weer kom aanspreek in hierdie Desember maand in 2025. Ons gaan eers saam bid vanoggend en dan gaan ek met ons gesels oor hierdie tema, het jy die Here lief? Het jy die Here lief? Ons weet God is liefde, God het ons lief. Ons sê dit in hierdie Desember maand baie keer vir mekaar, dat hy ons lief het en sy seun vir ons gestuur het en ons onthou dit weer. Ons herinner mekaar dat Jesus vir ons gebore is, maar het jy God lief? Het jy werklik 'n verhouding met die opgestane Jesus? Voordat ons nou saam lees en lekker saam gesels uit die woord uit, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons U kan aanroep as die almagtige God en Hemelvader, heilig, heilig en heilig is U, Here God. Ja, aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Here, dit is so my gebed vanoggend dat U aan die woord sal kom en dat U sal spreek, want U kinders luister. Ons elkeen kom net soos ons is, met ons bagasie. Ons elkeen, Here, kom staan voor U in 'n absolute afhanklikheid vanoggend. U ken ons gesinne en huisgesinne, ons werk, ons besigheid, ons plase, die boerderye. U ken die huwelike, U ken alles van ons lewens, Here. U weet alles, of ons siek is, as ons vanoggend kyk of luister, of ons bekommernisse het, worstel dalk met 'n depressie, of daar net in ons lewens dinge aan die gebeur is, positief of negatief. Here, kom ons vanoggend en ons kom breek net weer oop voor U soos 'n granaat. Ons vra ook, Here, spreek nou. U kinders luister. Dankie, Here, in hierdie Desember maand wat ons nou is, 'n feesmaand en oral waar ons beweeg hier in die Kaap, beleef ons dit dat Here, U liefde staan uit. En ons herinner mekaar weer dat U gebore is vir ons. Dat daar hoop is. Laat ons hoop het vir die toekoms. En laat U seun Jesus stuur om vir ons gebore te word, om mens te word in die gestalte van 'n slaaf aan te neem en ons te dien tot die dood aan die kruis. Dankie Jesus. Dankie dat ons nou kan saam wees. Dankie vir die luisteraars en kykers. En Here, dankie dat ons ook hier kan wegbeweeg vanoggend, weer met hoop, maar ook om te gaan aanpassings maak in ons eie lewens, om weer getoets te word uit die woord uit, en om so te gaan leef, dat dit U sal behaag, en laat ons U wil doen. Ek vra nou, Here, seën op hierdie prediking, in Jesus naam, amen. Geliefdes, ek gaan so beginne vir ons saam lees in 1 Johannes 4, so vanaf vers 7, en die vraag is, het jy God lief? Het jy 'n lewende verhouding met God? Dis die tema vanoggend, het jy God lief? En om te kan verstaan, ons is in 2025 en dieselfde vraag word vir ons gevra wat Jesus ook vir Petrus gevra het. En ons gaan daarby uitkom vanoggend, maar ek wil eers vir ons vertel, wie is die God wat ons aanbid? En kom ons luister wat sê 1 Johannes 4 vers 7, dis die God wat ons aanbid. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God, en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening van ons sondes. God is liefde. Hy het ons so lief, dat hy sy enigste seun Jesus stuur, en hy wys vir ons hoe lief het hy ons, en hy gee vir ons hierdie genade en liefde, en ek en jy moet reageer daarop.
Ons reageer met ons lewens, deur te glo en deur vrug te dra. Nou vriende, ek lees vir ons nou die volgende teks en dis in Johannes 21 vers 15. En dan hoor ons hierdie opdrag wat Petrus opnuut kry as Jesus met hom praat. En dis in 2025 'n baie belangrike vraag hierdie, het jy God lief? Het jy my lief? En kom ons hoor wat hier staan vanaf vers 15. Petrus kry opnuut sy opdrag. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Daar's die tema vanoggend, het jy my lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. En Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Luister mooi wat sê Petrus, en jy moet dit hoor vanoggend, God weet alles. Hy weet presies wie jy is, hy weet hoe jy voel, hy weet wat jy gedoen het, hy ken jou sonde en foute, hy ken gister se dinge, hy weet wie jy is en hy kyk reg deur jou. Hy weet presies wie jy is. En toe sê hy sê toe vir hom, Jesus sê vir Petrus, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Volg my. Dis al wat Jesus van ons vra, is dat ons hom sal volg. Het jy my lief? Dis God se vraag vanoggend aan jou. Vriende, dit is vir my baie keer so interessant in die lewe, dat mense die Here aanroep in moeilike tye. En selfs mense wat nie altyd uit die verhouding met die Here het nie. Ek weet van ateïste wat ook al aangeroep het in 'n tyd van nood, dan roep hulle aan en sê, Here, red my, help my, ek kan nie, ek weet nie hoe vorentoe, as mense regtig desperaat is. En ek weet van mense wat die sêding het, ja, nood leer jou bid. Maar vriende, dit beteken nie jy het 'n verhouding met die Here nie. Dit help nie ons ken net die Here wanneer dit sleg gaan met ons nie. Ons moet God in alle omstandighede dien. En ons moet in alle omstandighede 'n verhouding met God hê. Hy bly dieselfde God gister, vandag en môre. God is goed, God is liefde. Ek het dit nou gelees vir ons ook in 1 Johannes 4 en hierdie liefde kom gee hy vir ons deur sy seun. Hy maak dit vir ons sigbaar, hierdie liefde deur sy enigste seun vir ons te stuur vir 'n versoening van al ons sondes. Dis werklike liefde. Hy sê, dis nie eers daai liefde wat jy vir my het nie, ek het jou lief, ek het jou eerste lief, God is liefde. Juig ons harte. Maar as ons iets verstaan vanoggend van hierdie liefde, dan verstaan ons het dit nie verdien nie. Jesus kom gee dit, dis genade onbeskryflik groot. En daarom is hierdie vraag vanoggend in 'n reaksie op God se liefde. En dis juis in hierdie Desember maand, ons kyk vas aan 'n babietjie in 'n krib en ons praat van hierdie kind in die krib. Maar ons moet onthou, dis die koning aan die kruis later. Dis die opgestane Jesus, dis die graf wat leeg is. Hoekom het God mens geword? Hoekom is Jesus gebore? Om aan 'n kruishout te gaan sterf, sodat ek en jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ons moet iets verstaan van hoekom het God die inkarnasie moontlik gemaak, die menswording van God, omdat hy ons liefhet. Liefde is die dryfveer agter dit wat God doen. Dis inisiatief van sy kant af. Hy het besluit, hy red ons en hy stuur sy enigste seun. My geliefde seun stuur hy.
En dit is wat ons moet hoor. En dan sien die Johannes Evangelie daarna uit om vir ons te leer, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14:6. Niemand gaan by God uitkom behalwe deur Jesus, want dis die geliefde seun. Jy moet Jesus aanvaar en aanneem. Vriende, ons moet dit hoor vanoggend. As God vir jou kom vra, het jy my lief? Is hierdie 'n groter vraag in 2025, hierdie kersseisoen waarin ons is, deur te vra, het jy werklik 'n verhouding met die opgestane Jesus? Ken jy Jesus? Dit is maklik om te sê, Here, Here, maar nie almal wat dit sê, sal in die koninkryk ingaan nie. Het jy 'n verhouding met die opgestane Jesus? Dit beteken, ek gaan dit kan sien by mense. Jy gaan dit kan hoor by mense. Jy gaan dit beleef en jy gaan kan sien en sê, daai ou is definitief 'n disipel van Jesus. Hy's 'n volgeling. Volg my. Volg jy werklik Jesus? Jesus kom vra vir Petrus, het jy my lief? Hy vra dit 'n tweede en 'n derde keer. Ook maar omdat Petrus 3 keer gefaal het, kom Jesus en hy herstel hierdie verhouding met 'n Petrus, maar hy gee vir hom 'n duidelike opdrag. Pas op, laat hulle wy, laat hulle gaan, ons hoor iets en dan sê hy, volg my. Die werk is nog nie afgehandel nie. Stap in die voetspore van Jesus, meer en meer soos Jesus. Dit is hartseer as mense net in moeilike tye God aanroep. Dit is vir my hartseer as mense net God ken wanneer dit sleg gaan. My vriende, ons moet ook met God in verhouding staan elke dag. Goeie en slegte tye. Die teenpool van hierdie gesprek is ook te sleg wanneer mense wanneer dit goed gaan nie God ken nie. Dit is sleg wanneer mense wat dit wonderlik mee gaan en goedheid en guns beleef het in 2025 nie dankie sê vir Jesus nie. Nie dankie vir God se genade kom sê wat ons gedra het deur nog 'n jaar, deur nog 'n seisoen nie. Dat ons dink ons kan op ons eie. So daar is hierdie teenpole, mense wat net God gryp wanneer dit sleg gaan en dan mense wanneer dit goed gaan voel maar ons het nie meer God nodig nie. En om dit te verstaan vandag moet ons 'n oomblik net kom stil staan en sê, Here, ons wil in verhouding met U staan. Ons wil doeteenvoudig daai sin uitleef, volg U. Ons wil dit gaan doen wat U van ons kom vra. Ek wil so deur net 'n paar punte wil ek noem vanoggend. As jy sê jy die Here lief, dan verander daar iets in jou binneste. Jy verander. En die eerste ding wat ek raak sien by mense as hulle sê hulle het 'n lewende verhouding met die opgestane Jesus, is hulle fokus skuif. Punt 1. Mense se fokus skuif as jy in verhouding met Jesus staan. Met ander woorde, jou wêreldse probleme en die dinge waarvan jy praat, raak al hoe kleiner, want jy verstaan, jy werk met 'n groot en heilige God. Ons fokus is dan op Christus en nie op die tentwoning dinge nie. Ons leef nie meer in die vlees nie, maar in die gees. So ons fokus is anders. Ons fokus nie meer op die eie ek en die trots en die selfsug en hoe gemaklik ek dit vir my kan maak nie. Maar ek fokus op God, wat tot alles in staat is. En dit gaan vir my veel meer as net die tentwoning, maar ek fokus ook op die ewige tuiste wat wag. My fokus skuif wanneer ek 'n kind van God is. 'n tweede ding sien ek by mense wat regtig lief is vir die Here. As jy kan antwoord vanoggend en sê, ja, ek is lief vir die Here, dan skuif jou fokus, maar in die tweede plek ook, het jy 'n sagtheid in jou binneste. Ons harte raak sag. Jy hanteer mense met empatie en simpatie en deernis. Daar's nie hierdie hardheid en woede en aggressie en die manier hoe jy iets vir mense sê wat so aanvallend is nie. Dis nie wat jy sê nie, dis hoe jy dit sê. En dis baie belangrik vanoggend, daai sagtheid wat ook in jou binneste is. As jy sê jy die Here lief, dan tree jy op soos 'n kind van die Here. Dan lees jy jou Bybel. Dan leer jy daar, jy moet met liefde mense hanteer, geduld hê.
Jy moet maar net 1 Korintiërs 13 weer gaan lees. Dis so ons moet optree. Romeine 12, gaan leer maar jou Bybel, gaan lees hom, en verstaan wat word van my verwag. Hoe moet ek optree? 'n Jesus wat selfs vir sy vyande gebid het. Daai sagtheid. 'n derde punt wat ek hoor is, jy kyk na die wêreld en na die mense om jou deur die Jesus bril. Jy kyk anders na mense. Jy kyk met liefde en deernis na hulle, soos wat God na die wêreld kyk deur die bril van sy seun Jesus aan die kruis. Deur daai selfde bril moet ons die mense om ons en langs ons, werkskollegas, mense wat saam met jou dalk in 'n kerk is, of mense wat saam met jou in die publiek daar buite ergens is, ons moet anders na mense kyk. Met baie meer geduld en liefde en vriendelikheid. Dis wat die woord van ons vra ook. Ons moet 'n aangename geur afgee. Het help nie ek en jy is daai persoon wat mense wil vermy nie. Help nie ek en jy is daai persoon wat mense 'n draai omloop, want hulle wil net nie in daai persoon se teenwoordigheid wees nie. Kom ons wees nie daai mense nie. Ons kyk na die wêreld en ons sien die wêreld deur die oë van Jesus. En ons is lief vir die skepping. En ons is ook lief vir die mense daar buite. Natuurlik moet ons mekaar accountable hou. Natuurlik moet ons mekaar verantwoordbaar hou. En natuurlik moet ons by daai plek uitkom waar ons kan sê, maar jy moet 'n man en 'n vrou van die woord wees. Dis die goed wat moet gebeur. Maar vriende, ek en jy moet deur die bril van Jesus na mense kyk. Anders gaan ons foute maak. Anders gaan dit ek en jy wees. Gaan dit weer die eie ek wees en wat ek wil bereik. En wat ek vir hierdie persoon wil sê. Elke keer moet jy vra, what would Jesus do? Wat sou Jesus gedoen het? 'n vierde punt wat ek sien by mense wat op hierdie vraag vanoggend kan antwoord, ja, het jy God lief? Ja, ek het. As jy met ander woorde 'n verhouding met God het, is daar 'n stuk dankbaarheid ook by jou. Jy is dankbaar vir alles. Nie net die materiële nie, die feit dat jy kos en klere en 'n huis het en dat jy leef en asemhaal en dat jy vorentoe kan beer nie, maar dankbaarheid wat in jou lewe wys. Dankbaar vir die Here se genade wat jou gedra het. Die grootste dankbaarheid wat jy moet hê is dat God sy seun vir jou gestuur het. As jy hierdie Kersseisoen sit, moet daar 'n dankbaarheid by jou wees, as ons weer kan terug onthou dat God sy seun gestuur het om gebore te word. Jesus. Ons kyk baie keer in die Jesus in die krib vas. Ons verstaan nie dat hy die Jesus is wat aan die kruis gaan sterf. Die sonde oorwin, die dood oorwin, 'n ewige lewe moontlik maak. Ek en jy moet 'n dankbaarheid in ons binneste hê vanoggend. Dankbaar dat ek en jy verby die tentwoning ewig gaan leef saam met God. Vriende, dankbaarheid moet deurskemer in ons lewens. Ons moet dankbare mense wees. Ons is baie keer, en daar is so 'n Engelse woord, ons het hierdie week baie daar by NG Park ook gesels en oor in die Bybelskole in die laaste tyd gesels oor die eie ek en trots en wat die mens wil hê. Daar is so 'n Engelse woordjie entitlement. Ek glo ek is geregtig op dit. Ek sal dit kry en ek sal vir jou sê, en ek hoor die hele tyd die woordjie ek. En as ons die oomblik net kan stil raak en sê, maar dit gaan oor God. Wie is ek? Ek moet net kom dien. Ek moet net kom volg. Ek moet net hande en voete wees. Ek moet net 'n spreekbuis wees. Ek moet toelaat dat die Heilige Gees deur my werk, nie meer die ek nie. Ek sterf die ek af en laat God deur my leef. Ek moet 'n dankbaarheid wel hê. Ek dankbaar. 'n vyfde en die laaste punt waarby ek wil stil staan is dit. As jy sê jy het God lief, dan het jy ook vertroue in God.
Ek glo nie net in God nie, ek glo God. Ek vertrou God vir die toekoms, vir 2026. Ek sê dankie vir gister, dankie vir vandag dat ek kon opstaan en hier met julle kon praat en dat ons hierdie voorreg het om mekaar te kan hoor deur tegnologie. Maar ek vertrou ook God in vandag, maar ook vir die toekoms. As ek 'n verhouding met God het, vertrou ek God, hy weet die beste, sy tyd is die beste, sy wil is die beste. Die God van gister, vandag en môre is dieselfde God. Of dit goed gaan met my of sleg gaan met my, God bly God. En daarom vertrou ek God, hy weet die beste. En vriende, daarom kom ek vanoggend na jou toe met hierdie baie simplistiese vraag. Het jy God lief? Het jy my lief, Petrus? Het jy my werklik lief? En dan antwoord ons vinnig, ja, Here, ja, U weet ek het. Maar ons antwoord so vinnig, die vraag net vanoggend is, weet jy wat jy antwoord? Want as jy ja sê, dan vat ek hierdie 5 punte saam vanoggend. As jy ja sê, jy het Jesus lief, jy het 'n verhouding met hom, jy stap hierdie pad saam met God, dan skuif jou fokus. Dan kry jy jou fokus op die kruis, en jy raak 'n ligdraer vir Jesus. Daar's in die tweede plek 'n stuk sagtheid in jou, jy verander. Jy's nie hierdie haatdraande mens en onvergewensgesind en eie ek wat rondloop en mense oordeel en alles doen wat die woord nie kom sê nie, jy's sag. In die derde plek sien jy die wêreld deur die bril van God, die mense om jou. Jy kyk na jouself sag, as 'n vrygekoopte begenadigde. Onthou liefde vir God, vir jou naaste en jouself. Jy kyk na jouself ook deur die bril van Jesus, en jy sê, dankie Here, dat U ook vir my ou sondaar aan die kruis gesterf het, en laat ek nou vrygekoop is, nuut gemaak is deur die bloed van Jesus. In die vierde plek, leef jy 'n dankbaarheidslewe, nie net dankbaar vir die materiële nie, maar dankbaar vir die ewige lewe wat jy beerwe. Ons is klaar burgers van die hemel. En dan in die laaste plek, as jy sê jy die Here lief, dan vertrou jy God. Jy vertrou hom met alles in jou binneste. Ek het begin vir julle 1 Johannes 4 gelees, God is liefde, hy stuur sy seun, hy wys vir ons wat's liefde. En nou hoor ek in Johannes 21 die vraag, vir my en jou in 2025, het jy my lief? Het jy my lief? Ja, Here, ek het. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend net kan stil staan met die wete, ons het U lief. En Here, ek wil saam met ou Petrus sê, U weet alles van my af. Maar Here, U weet dat ek U lief het. Ek kan nie sonder U nie. Ek kan nie sonder U die Desember ingaan nie. Ek kan nie sonder U 2026 ingaan nie. Here, U weet ek het U lief. En daarom kom bid ek, Here, dat U my aan die hand sal vat en my die toekoms sal inlei, millisekonde vir millisekonde, tree vir tree, wil ek saam met U die pad stap. En meer as dit, Here, ek hoor ook vanoggend, dat as ek sê ek het U lief, dan het daar 'n klomp goed verander. Ek is nie meer daai ou mens nie. Die metanoia, die verandering, die Damaskuspad het plaasgevind. Ek stap saam met U die pad nou, Here. Maar daar's liefde in my binneste, want God is liefde. En U kom leer my wat is liefde. Dankie, Here. Dankie dat ek hierdie Kersseisoen kan ingaan met die wete, ek is nie alleen nie, maar U rus my toe, U maak my bekwam, en ek kom bid, Heilige Gees, beheers my, deur my woorde wat ek gaan spreek, deur my dade en my gedagtes, dat ek alles sal doen tot eer van U naam, en telke male sal vra, wat sou Jesus doen? Here, U vraag vanoggend is, het ons U lief? En die antwoord is ja, Here. Ja, met 'n ja vir Jesus vanoggend. Ek het U lief met alles in my binneste. Aan U kom toe die lof en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid.
Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle ingeskakel het vir oggend. Goedheid en guns. Ons kuier weer met mekaar DV.